Party van julle wonder dalk hoekom ons so baie naby is. Die baptiste vat make a joyful noise to the Lord baie ernstig. So ons is altyd bly om mekaar te sien. Maar ons is hier om die Here vandag groot te maak. Ons wil baie welkom sê aan die hele klomp mense hier. Ons wil welkom sê aan die Stilbaai Baptist mense. We want to welcome all of you here this morning. Ons wil welkom sê vir die NG Kerk vriende en familie wat ons hier het en ook vir die koor wat vir ons gaan 'n lied sing en dan vir almal wat die Here liefhet. Dat ons vandag saam die Here kan prys. So kom ons gaan net na die Here toe in gebed. Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head, running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon which falls on the mountain of Zion. For there the Lord has commanded the blessing, life forevermore. And Lord, that's what it's all about. Life forevermore or death forevermore. And we are here today to celebrate that you are a God who opened a way so that you can build for yourself a kingdom who will experience life forevermore. En Here, ons wil kom dankie sê dat ons nie hier kan staan in ons eie krag, maar dat U ons krag is. En so sien elke oomblik van wat ons gaan saam doen en elke lied, elke boodskap, elke teks is omdat U die koning is en omdat U in die middel van alles staan. So bless our gathering, Lord. We pray this all in Jesus' name. Amen. Dit is 'n paar afkondigings van my kant af voor ons kan lekker saam sing. Today is really truly an historic occasion. Not only is it wonderful when denominations can come and be together, but also when churches work together for the kingdom. And that's what we're celebrating today, working together for the kingdom. En ons is hier om baie dankie te sê vir twee groot dankies vandag te sê. Die eerste groot dankie is vir God die enig wat sy kerk bou. Vanoggend net weer gesê, as dit nie vir hom was nie, sou die kerk al lank al doodgeloop het op aarde. Maar Jesus bou sy kerk. En dan wil ons ook vandag besonder baie dankie sê vir NG Kerk Stilbaai, wat 'n koninkryks uitsig op die lewe gehad het en om baie goed gunstig basies hierdie gebou verniet vir ons te gee. Waar ons ook 'n fisiese tuiste kan hê om geestelike familie saam te wees. En ek is nie net opgewonde vir ons as 'n kerk en vir die NG Kerk nie, maar ek is ook opgewonde vir die getuienis wat vandag in die wêreld uitstuur. Die wêreld is baie maklik om te sê, ja, julle kerke hier en daar, en dit is nie waar nie. Stilbaai is 'n baie spesiale plek waar ons nie veg vir die skape nie, maar ons saam skape. En dit is 'n voorreg om almal saam te wees. Ek wil net ook sê, na die tyd gaan ons u nooi om te kom saam eet. As u sien 'n baie kos in hierdie kombuis is, dan moet jy asseblief nie huis toe gaan nie. Kom eet saam en kom drink tee en koffie saam. Ons gaan hierdie deur en die agterste deur ook oopmaak. Daar is nie stoele buite nie. So as jy graag op 'n stoel wil sit of moet sit, kry vir jouself 'n stoel of vra iemand om net vir jou stoel te vat. Dan kan ons 'n paar stoele daar buite sit en dan drink ons lekker tee. Daar's 'n koffietafel en 'n teetafel en 'n rooibos teetafel en 'n kindertafel en 'n kostafel. So gaan en geniet jouself daar. Maar kom ons bid net eers gou weer voor ons gaan saam sing en die Here prys met 'n lied. Yes, Father, we come now before you and prepare our hearts for singing and to remind ourselves what singing is all about. It's not just about making music, it's not just to showcase our talents. Maar ons is hier as 'n offerhande aan U. Elke lied, elke woord wat ons sing, is omdat U die middelpunt van ons hart is. En Here, ons bid nou dat U hierdie offerhande sal aanvaar uit harte wat lief is vir U. En dat ons uit volle bors U glorie en eer kan besing. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Jy is welkom om te staan en dan gaan ons net die musikante kans gee en dan gaan ons almal lekker saam sing.
Vir die van u wat my nie ken nie, ek is Saul van der Merwe. Ek is ondervoorsitter van die kerkraad van die NG Kerk. Dit is nie my werk of dit is nie my doel om dit te doen nie. Dit is die werk van ons voorsitter, Matthys Streicher. En Matthys het vir my 'n wyle teruggevra. Saul, ongelukkig het daar iets voorgeval. Sal jy dit asseblief namens my doen? En ek het gedink ek doen dit met gragte, want hierdie saak en hierdie gebou lê my net so na in die hart soos vir Matthys. Maar ek het gereken, ek sal graag my eie woorde wil gebruik. En ek hou nie van geskrewe toesprake nie. Ek hou daarvan as 'n mens uit sy hart uit dit wat die Here op sy hart lê, met medegelowiges deel. Maar een môre toe eindig daar 'n e-pos op my rekenaar en Matthys vra vir my, lees dit net asseblief. Ek het dit gelees en wyslik meen ek sal afbreek doen aan dit wat op sy hart gelê is om te doen, indien ek dit nie woordeliks aan die oordra, soos hy dit aan my oorgedra het nie. Ek het besluit ek gaan net seker so 'n klein bietjie langer as 2 ure wees. maar dit is regtig baie pragtig. En Karel het gesê, hy sal dan 'n bietjie korter probeer. Vriende, ek lees vir julle graag wat Matthys gesê het. Matthys sê eerstens my verskoning vir my afwesigheid. Ek was reeds vir 'n ander bestemming vasgemaak toe hierdie geleentheid hom voordoen. Namens die kerkraad van die NG Kerk Stilbaai wil ek graag die waardering uitspreek dat u, die Baptiste Kerk van Stilbaai, 'n afvaardiging van ons kerk, gevra om vanmôre hierdie geleentheid mee te maak. Ek praat van 'n meer lewende gebeurtenis, want dit is 'n geleentheid wat 2 verskillende denominasies, maar een in Christus, 'n openbare geleentheid of gebeurtenis saam deel. Die 2 predikante van die NG Kerk, François Taljaard en Wian Lou, sowel as myself, en dan meneer Ben Joffner, wat in die verlede tydens sy voorsitterskap van die NG Kerk se kerkraad baie te doen gehad het met hierdie situasie, hierdie gebou waarin ons vandag staan. En dan ook lede van die eiendomskommissie, Johan en van Tonder, wat dan ook vanoggend teenwoordig is. Hy sê dit is ook 'n geleentheid om te vier, 'n geleentheid waar hierdie besondere gebou weer tot sy reg sal kom, deurdat dit weer 'n volwaardige kerk met gereelde eredienste sal wees, soos God dit wil. Elke Sondag sal die woord weer hier uitgedra word. Dan is dit ook 'n amptelike verlenging van 'n wettige ooreenkoms wat Stilbaai gemeente met Riversdal NG Moedergemeente aangegaan het toe hierdie gebou deel van 'n bruidskat was, toe die kerkgebou aan ons geskenk was. Die Ooskerk, soos dit baie jare hier bekend gestaan het, was vir jare ook vir verskillende kulturele en musiekbyeenkomste benut, wat baie waarde toegevoeg het vir die Stilbaai inwoners oor die grense van geloofsbeskouinge heen. Die Baptiste Kerk het dit dan ook aangedui dat dit voortgesit sal word. Dan was die gebou ongelukkig ook oor die jare heen, toe dit nie meer so dikwels vir kerkdoeleindes gebruik was nie, 'n onderwerp vir bespreking, gepaardgaande met meningsverskille oor wat die gebou mee gemaak gaan word in die toekoms. Die gebou het baie sentimentele waarde bevat, vandag nog, vir tradisionele besoekers en inwoners van Stilbaai. Aan die ander kant moes die gebou 'n standgebou
gehou, terwyl dit onderbenut was. Pynlike gesprekke en verskille oor wat die logiese en die praktiese moontlikhede inhou, vir dekades was dit geduur. Gelukkig het daar 'n wonderlike verhouding ontstaan tussen die verskillende denominasies en die ekumene in Stilbaai, so by so, dat ons dit intussen kon verhuur aan ander denominasies. Sodoende kon dit weer voltyds vir kerklike doeleindes gebruik word. Maar verhuuring duur net so lank tot die huurder sy eie kerk bou, en weer op sigself was dit nie 'n volhoubare oplossing nie. Op die een of ander tyd moes daar 'n blywende oplossing kom, soos wat nou gebeur het. Die kerk behoort nou weer aan 'n instansie wat die gebou weer voltyds as kerk sal gebruik. Ons kerk kom dus nou weer na al die jare tot sy reg. Die woord van God word weer elke Sondag hier verkondig. En God word weer hier verheerlik. Dit was mos die oorspronklike doel met hierdie gebou. Dit was nie bedoel dat hierdie kerk 'n finansiële bate vir die NG Kerk moes wees nie. En dit is presies wat dit nou weer gaan wees. Dit maak nie saak deur welke denominasie dit gebruik word nie. Die NG Kerk, die Baptiste Kerk, die United Kerk, die Gereformeerde Kerk, die Hervormde Kerk, die AGS Kerk en al die Christelike kerke, almal kerkgemeenskappe wat die Here Jesus Christus bely as God die Vader ooreenkomstig die Heilige Skrif en wat daarom hulle gemeenskaplike roeping vervul tot verheerliking van God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die eenheid van die kerk moet nie deur ons onderskeie denominasies en ons onderskeie denke en sieninge verstuur word nie. Ook moet die een gelowige nie die waarheid as 'n hamer teen die ander gelowige se kop gebruik nie. Ons kan dalk liewer iewers van mekaar in liefde leer. Ons as gelowiges is een, omdat die Here van gelowiges een is. Omdat daar net een God is daar wesentlik net een kerk. Daar is dus eenheid onder gelowiges in Christus, as daar 'n onderlinge gesindheid onder mekaar sigbaar tot uiting kom, soos dit tans hier gebeur. Skeuring kom voor in God se kerk, wanneer ons mekaar veroordeel en met etikette beplak. Ons ken almal Efesiërs 4, van vers 4 tot 6, daar is net een liggaam, en net een gees, soos daar net een hoop is, wat God julle geroep het. Daar is net een Here, hy wat oor almal Here is, deur almal werk en in almal woon. Stilbaai het tans nie 'n homogene Christelike bevolking nie. Mense kom in Stilbaai aftree van verskillende gemeenskappe, vanuit verskillende provinsies. Ook kom hier mense aftree wat uit verskillende Christelike beskouinge kom. Dit is dus goed dat hier op Stilbaai voorsiening gemaak word vir kerke waar elke lidmaat van 'n spesifieke denominasie tuis voel. Daarom is die NG Kerk opgewonde dat ons hierdie kerk vir hierdie doeleindes beskikbaar kon stel. So bereik die woord van God vrugbare gronde wat ons miskien nie beskore was nie. Ons besef die afgelope jare en ons beleef dit 'n wonderlike kamaradie onder ons dorpse predikante oor die kerkgrense heen. Ook het ons gemeentelede onder mekaar vriende gemaak met mense van ander denominasies. Selfs die koor wat vandag hier optree is oor die kerkgrense heen saamgestel. Net so is die passiespel wat ons 2 jaar gelede opgevoer het en ook die een wat beplan word vir volgende jaar. Lede van die meeste van die kerke hier saam het ons ook alfa kursusse bygewoon. En wanneer daar 'n krisis gekom het ons saam gebid en het ons saam dankie gesê
vir uitkoms van ons almal eensgesind bymekaar te kry. Vandag hier in hierdie oorsaal is dit een gemeente van hulle wat deur die roeping van die Heilige Gees aan Jesus Christus behoort. Ons sit vandag in 'n ekumeniese bank van lidmate van verskillende kerke om koinonia te beoefen. Is dit nie wonderlik nie? Geliefdes in Christus, met hierdie pragtige boodskap van Matthys Stryger, voorsitter van die NG Kerk van die se kerkraad, oorhandig ek dan namens hom en namens ons hierdie kerk aan die Baptiste Kerk. Mag God seën oor hierdie kerkgebou en hierdie gemeenskap heers tot die wederkoms. In Jesus se naam. Dankie. Ons gaan by die koor geleentheid gee om net vir ons 'n lied te sing, so ons gaan hulle vra net vorentoe te kom daarvoor. Dankie. Ons as die Baptiste het 'n Afrikaanse oggenddiens en 'n Engelse aanddiens en dan so nou en dan kom ons by mekaar. En die laaste keer andersom. Kom ek preek vertaal. Ons probeer weer. Ons het 'n Engelse oggenddiens en 'n Afrikaanse aanddiens en dan so nou en dan kom ons by mekaar en ek het eintlik die mense laas keer gewaarsku voor ons nog geweet het hierdie dag gaan gebeur.
dat die volgende keer wat ons by mekaar kom, gaan ek in Afrikaans preek in die oggend. Now, me preaching in Afrikaans makes some of the English people very nervous. And so you'll have to pray for the gift of interpretation today. And that's not even a joke. That God, in spite of your maybe little ability in Afrikaans, that the message will reach your heart today. Maar vandag preek ons in Afrikaans. Die tema vir vandag is baie kerke in een liggaam. Daar is hierdie grappie wat gaan as 6 Suid-Afrikaners dorp stig, dan gaan baie binnekort 7 kerke wees daarso. Maar wat is die Bybelse prentjie hiervan? En die Bybelse prentjie is baie kerke, een koninkryk. Ons gaan saam lees in Markus, jy kan die Bybel oopmaak by Markus 9 van vers 38 tot 41. En ek gaan vandag vir Gillian vra om te lees. Now it is very fitting, I need to not be too emotional, yeah? It's very fitting that Gillian is reading for us today. We've got a roster of people reading, and it just ended up that Gillian was on the roster for today. But it is absolutely very fitting, because Gillian and her late husband Dave were very instrumental in planting this church. And he always wanted the building. That was his desire. And in God's wisdom and the church wisdom, they had to make a choice. Are they going to spend money on a pastor or on a building? And they unanimously decided to spend money on a pastor, which I'm very thankful for. But it meant that there wasn't anything for a building. And due to God's graciousness and the goodness of the Indian church, Dave is celebrating with us in heaven today for this building. Thank you, Joe. We're reading from Mark 9, verse 38 to 41. Johannes het vir hom gesê, Meester, ons het iemand in u naam demone sien uitdryf, en ons het hom probeer keer, omdat hy ons nie volg nie. Maar Jesus het gesê, moet hom nie keer nie, want niemand wat in my naam 'n kragtige daad doen, kan net daarna sleg van my praat nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Wie vir julle in my naam 'n beker water te drinke gee, omdat julle aan Christus behoort. Amen. Ek sê vir julle, hy sal beslis nie sy beloning verbeur nie. So ons wil 'n bietjie kyk wat daarso in die teks aangaan. Ons as baptiste, en ek weet Wian en François het dieselfde hartsbegeerte is om uit te vind wat God sê en dit te doen. Nie wat mense sê is nie so belangrik nie, maar wat God sê. Ons lees dan vers 38 wat sê, Johannes het hom gesê, Meester, ons het iemand in die naam demone sien uitdryf, en ons het hom probeer keer, omdat hy ons nie volg nie. Nou, dis merkwaardig om op te let, dat selfs in Jesus se tyd, was daar verskillende groepe. Het jy dit besef? Daar was groepe wat besig was om Jesus se werk te doen, wat nie deel was van die disippels nie. Maar dit ontstel die disippels nogal erg, want hulle is die ware groep. Hulle het vir Jesus. Hoe hulle vir die ander ouens nou iets doen. En dit is ongelukkig ook baie keer wat in kerke gebeur as daar verskillende denominasies is. Dat ons begin sien, maar ons is die beter en julle is die minder beter. Nou, as jy kultusstatus bereik, dan sê jy, ons is die enigste, en julle is glad nie. Denominasie sê ten minste, julle is ook, maar nou net nie so goed as ons nie. Maar dis nie waar nie. Daar is 'n storie wat vertel word van, oor doodgaan en hy gaan na die hemel toe, en hy kom daar, en Petrus sê vir hom, ek gaan jou nou net voorstel aan al die groepe, en al die groepe word verteenwoordig deur hulle leier. En so kom hy daar by die NG Kerk, en Andrew Murray is daar om hulle te verteenwoordig, en hy kom by die Methodiste Kerk, en Wesley Broers is daar, en hy kom by die Gereformeerde Kerk, en Johannes Calvin is daar, en hy kom by die Baptiste Kerk, en Jesus is daar, en dan so. Dis natuurlik nie waar nie, maar ons moet onsself afvra of ons nie baie keer so daar dink. Of ons nie baie keer soos die disippels optree nie, maar sê, maar hoe durf julle? Kom ons kyk baie objektief na die situasie, want hulle kyk subjektief. Hulle word gedryf deur jaloesie en selffokus.
As ons objektief na hierdie situasie kyk, dan was daar iemand gewees wat 'n demoon gehad het. Nou kan jy dink hoe dit voel om met 'n demoon saam te leef. En hier kom iemand en in die naam van Jesus dryf hy die demoon uit daai persoon uit, dat daai persoon vryheid beleef. Nou stel jy voor, jy staan een kant en jy beleef het. Die verkeerde reaksie is, wag, jy is nie 'n baptist nie, hoe durf jy? Hoe durf jy so iets doen? Want jy is nie een van ons nie. En dis ongelukkig hoe die disippels gereageer het, en ongelukkig hoe ons soms reageer. Die regte reaksie sou gewees het, prys die Here. Iemand is vrygemaak van 'n demoon. Nou, wat sê Jesus toe hulle dit van hom sê? Ons lees in vers 39. Maar Jesus het gesê, moet hom nie keer nie, want niemand wat in my naam 'n kragtige daad doen, kan net daarna sleg van my praat nie. Jesus maak dit duidelik. Dis nie hy wat verkeerd is nie. Dis julle. Dis julle wat die fout maak. Moet hom nie stop nie. En daar's 3 belangrike dinge om hier te sien. Die eerste ding is, dis goed as ander mense kragtige dade in Jesus se naam doen. Dit moet ons opgewonde maak. Dit moet ons opgewonde maak as ons hoor 'n kerk in Stilbaai het hierdie gedoen en die mense het in 'n magdom saamgetrek en mense is gered. Dit moet ons opgewonde maak. Nou die vraag is natuurlik dan, as daai kerk dit doen en dit gaan goed, moet ons hulle nou begin kopieer? Dalk 10 teen 1 nie. Want ons word nie gedryf deur te doen wat ander kerke doen nie. Ons word gedryf deur wat God vir ons sê. So as die Here vir daardie kerk sê, fokus hierop en dit gaan goed, is dit nie noodwendig dat ons daarop moet fokus nie. Daar's dalk 'n ander deel van koninkrykswerk waarop ons kerk dan moet fokus. Dit gaan nou oor om by die Here te hoor wat hy vir jou kerk wil hê. Die tweede belangrike ding om hier te sien is, Jesus sê vir hulle, die kern is om my naam groot te maak. Dis die kern. Hy sê, moenie jou oor daai ou bekommer. Niemand gaan so daad doen in my naam en net daarna sleg van my praat nie. Met ander woorde, dit is die gevaar. Die gevaar is nie of hulle nie deel is nie. Die gevaar is hulle besig om Jesus se naam groot te maak. En hy sê, moenie meer nou kom, want daai persoon gaan. Die groot vraag is nie of jy 'n baptist of 'n NG of apostolies is nie. Die vraag is, buig jy die knie voor Jesus? Lê jy jouself neer en sê, Jesus, U alleen. My grootste begeerte is nie om meer baptiste in Stilbaai te maak nie, maar om meer kinders van Jesus te maak deur my rol wat ek daarin speel. Die Here maak Christene, ons het 'n rol te speel. My begeerte is om vir iemand te vertel, jy moet besef, die lewe is meer as wat jy hier sien. Die lewe gaan nie net oor of my pensioen uitbetaal en hoeveel vis ek hierdie week gevang het en hoeveel reguit lyne gebrei het en alles nie. Dit is die klein wat ons sien. God kyk die groot prentjie en hy sê, ek kom weer. Ek kom weer en elkeen van julle gaan voor my staan. En dan gaan ek nie vir jou vra, wys my jou kerklidmaatskap nie. Ek gaan vir jou vra, het jy die knie gebuig vir Jesus? Het jy die Here gevra om jou sondes te vergewe? Het jy jouself totaal en al aan hom oorgegee? Want die Here sê, as jy nie bereid is om my te volg nie, as jy nie bereid is om jou kruis op te neem, jouself te verloor en my te volg nie, is jy nie werd om my disipel te wees. Dis my begeerte in Stilbaai, dat meer en meer mense dit sal hoor. En as ek dit vir iemand preek, en hulle val op hulle knieë voor die Here neer, en hulle vra vir vergifnis, en hulle lewe word verander, en die volgende dag sluit hulle aan by die NG Kerk, dan sê ek, prys die Here. Prys die Here. Dit gaan nie oor die groepie. Ek bly oor ons groepie. Ek is lief vir ons mense. Ek bly oor almal wat hier is, maar dis nie die primêre ding nie. Die primêre ding is, het jy vir Jesus gevra om jou sondes te vergewe. Het Jesus die baas van jou lewe geword. Dis wat dit gaan. En die derde ding wat jy dalk nie opgelet het hier nie. Jesus verwag nie dat daai persoon aansluit by hulle groep nie. Hy sê nie vir die disippels, dit is fantasties, ons beter daai ou kry, hy moet ons kom volg. Nie eenmal sê Jesus. Hy sê, daai ou daar doen goeie werk, moet hom nie pla nie. Dis 'n besonderse ding,
in die Bybel, laat daar nog altyd baie kerke was. Ons lees dit reg in Romeine, skryf ons die brief, dan skryf hy aan die einde van die brief, dan sê hy, stuur groete vir die kerk wat by Priscilla en Aquila se huis is. Met ander woorde, hy stuur 'n brief vir een kerk, en hy sê, julle kyk maar as die ander is, gaan sê vir hulle, ek stuur groete. En so hierdie multi-kerk model, lyk my was nog altyd daar gewees. En dit is die ding, dis die les wat ons moet leer. Baie kerke is nie die probleem nie, solank ons saamwerk vir die koninkryk. Dis die belangrike ding. En nou lees ons daar in vers 40, waar Jesus dan sê, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Iemand hoef nie saam met jou te wees, om vir jou te wees nie. Die wat nie teen jou werk nie, werk saam met jou. Of hulle nou daar of hier werk vir die koninkryk, hulle saam met jou. En ek moet sê, dis die lekker van Stilbaai, dat die kerke grootendeels saamwerk. Ongelukkig nie almal nie. Daar is party kerkleiers wat hulle missie maak om in hierdie dorp om ander kerke sleg te sê, maar dis net om agter te laat en saam te werk met die wat 'n koninkryks uitkyk het. Jesus sê, hou op lees asof daar kom, hou op leef asof daar kompetisie van die ander kerke is. Besef jy aan jou kant is en werk saam om Jesus se naam groot te maak. En dan vers 41 sê hy, vers 41 tel sê, wie vir julle in my naam 'n beker water te drinke gee, omdat julle aan Christus behoort, amen. Ek sê vir julle, hy sal beslis nie sy beloning verbeur nie. En hier begin Jesus nou praat oor belonings. Nou wat is belonings? Dis daai prys wat jy in die ewige lewe gaan kry vir jou getrouheid en jou gehoorsaamheid. Die belonings is iets om na uit te sien. En dis 'n belangrike ding om op te let elke keer wanneer dit in die Bybel genoem word, want dit beteken hy noem nou iets wat die Here tevrede stel. Sodra hy begin praat van belonings, dan gaan ons iets kry wat die Here se hart bly maak. Iets wat die Here wil hê ons op moet fokus. En die ding wat die Here hierso beloon, is wanneer jy goed doen aan ander, al is hulle nie deel van jou. As iemand 'n glas water gee, en omdat jy aan Jesus behoort, dis die motief. Ek sien jy behoort aan Jesus, kom ek help jou. Dan is die beloning daar. Nou vandag sê ons dankie vir die NG Kerk wat vir ons heel wat meer as 'n glas water gegee het. En baie keer wonder ek, seker dat ek moet uitgesny word uit die opnames. Ek kan dink daar was dalk 'n bietjie grommerigheid onder party mense wat vasklou aan tradisies, maar besef, die beloning wag vir hierdie tipe dade. Daar's belonings verwag, wat wag vir die wat sê, ons werk vir die koninkryk, ons werk nie vir tradisie. Ons werk vir wat Jesus wil hê. Nou, weer eens, daar's baie meer wat ons oor kerk kan sê. Een belangrike ding wat duidelik uit die Bybel uitkom is, al is daar baie kerke, beteken dit nie jy moet soos 'n skim hier rondwal tussen die kerke. Jy moet iewers behoort. Dis baie duidelik in die Bybel. Jy moet iewers wees. Daar's altyd hierdie program Cheers gewees op die TV waar sê where everybody knows your name. Nou daar moet 'n plek wees waar hulle meer as net jou naam ken. Hulle ken jou. Want jy werk saam, jy bid saam, jy help saam. Almal moet iewers behoort. Maar een keer het iemand gesê, jou kerk is of 'n huis of 'n tronk. As my kerk 'n tronk is, dan is ek hier en jy is daar en ons het niks met mekaar te doen nie. As 'n kerk 'n huis is, dan is ek hier want ek hou van hoe ek die dinge rondgeskuif het. Maar ek kan vir jou gaan kuier en ons kan vreeslike tye saam hê. En dan kom ek weer terug na my huis toe want ek hou van hoe my huis werk. Maar ons werk saam en ons leef saam. Multidenominasie is ongelukkige feit van die lewe. En ek onthou ons gestudeer het, die dosent ook gesê, multidenominasie is 'n probleem wat jy nie kan oplos nie, jy kan dit net erger maak. Want wat gebeur as jy dit wil oplos? Dan sê jy, nee, kyk, Stilbaai heeltemal te veel kerk. Ek gaan hierdie Sondag, gaan ek die stadsaal hier, en ek gaan al die kerke nooi, dat ons almal kan saamkom om een kerk te wees. En wat gaan daai dag gebeur? Jy gaan 2 van die Baptiste, en 10 van die NG, en 14 van die AGS, en hier daar, en hulle gaan almal by mekaar kom, en daar het jy net nog 'n kerk gemaak. En die probleem is erg. So, dit is maar net iets waarmee ons moet saamleef, maar dit beteken nie, ons hoef die slegheid daarvan te ervaar. Dat ons die status quo daarvan hoef te ervaar nie. Ons moet meer saamwerk. Ons moet identifiseer wie die kerke is, wat nog die knie buig vir Jesus.
waar die dominee of die pastoor nie die baas is nie, en die ouderlinge nie die baas is nie, en die kerkraad nie die baas is nie, en die teetannies nie die baas is nie, maar waar Jesus die baas is. Ons moet identifiseer wie die kerk is wat nog sê, hier is die Bybel, so sê die Here, en dis al wat ons daaroor hoef te sê. Ons moet hierdie kerk identifiseer, wat liefde het vir verlorenes, wat liefde het vir die wat swaar kry, en dan om dan te sê, great, ons wil saam met julle werk. Ons wil saam met julle hierdie pad stap, en die Here aanbid, en die Here dien. En dit is die saamwerk waarvan ons moet praat. En ek moet vandag ook baie dankie sê vir Vian en vir François se vriendskap in my lewe. Toe ek net so rukkie na hier aangekom het, was François die alleen dominee hier by die kerk gewees, en ek het elke week op 'n Dinsdagoggend saam gebid. En ongelukkig dinge het 'n bietjie besig geraak en dit het nie gewerk nie. Maar die afgelope paar jare met Vian het ek en Vian ook baie goeie vriende geword. Ons gesels baie saam, ons skinder nie oor julle nie, ek beloof. Ek hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Maar dit is lekker om iemand te hê wat verstaan waardeur jy gaan, wat vir jou kan bid en wat die pad saam met jou kan stap. En dis wat vir ons meer moet bid en stil bly, meer saamwerk, meer saam die knie buig vir Jesus. Dis waaroor dit gaan. So ja, is daar baie kerke? Ja, daar's baie kerke. Is alle kerke ware kerke? Nee, nie alle kerke is ware kerke nie. Is my kerk die enigste ware kerk? Nee, my kerk is nie die enigste ware kerk nie. Is dit 'n groot probleem dat daar baie kerke is? Hang af hoe ons saamwerk. Een kerk, baie kerke, een koninkryk. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, dankie dat ons uit u woord kan leer van ons u stem. Ons wil ook so gou sê, maar nee, hulle doen nou dit en dit maak my ongelukkig en hulle. Jesus sê, moenie bekommerd wees oor hulle nie. Hulle is my kinders, ek sal oor hulle bekommerd wees. Wees bekommerd oor jouself. Wees bekommerd oor hoe jy die pad stap en hoe jy saamwerk met ander mense. Here, dankie dat dit oor u gaan. Dat u vir die disippels baie duidelik gemaak het, dit gaan oor my naam. Dit gaan nie oor julle klein koninkrykies en julle titels en julle afdelings en julle bedieninge. Dit gaan oor my naam. My naam het groot gemaak. En Here, dit wil ek vandag bid vir ons as die Stilbaai Baptist Church en vir die NG Kerk wat verteenwoordig is hier vandag en almal wat 'n kerk hier verteenwoordig van die koor, dat ons weer net daai vraag van onsself sal vra, buig ons nog die knie vir Jesus? Gaan dit nog oor sy naam of oor ons status? En dat ons saam in nederigheid voor u kan neerbuig. Ons bid alles in die wonderlike naam. Amen. Ek gaan nou vir Vian ook vra, hy wil 'n paar woorde sê. Jy het eintlik dit so mooi opgesom in jou preek. Ek dink nie ek hoef iets te sê nie. Ek wil my kollega ook so lank vorentoe roep. Hy gaan vir ons afsluit met gebed. En ek wil net gou vinnig vir julle iets duidelik deurgee. Dis lekker as ek saam met hom op WhatsApp praat en veral oor interkerklikheid. Dan besef ons dit is soveel meer as om net te sê ons het 'n interkerklike event saam. Dit gaan soveel meer as net dit. En ek dink hierdie is 'n stap in daai rigting. En dit is baie lekker dat ons as kerke kan saamwerk. Ek wil net vir julle 'n bietjie agtergrond gee oor die kerkraad se besluit. Want jy as baptist sit hierso en jy weet, julle het gebid. Daar's gebid soos Karl J. ook gesê het. En dis Dave, né? Dave wat ons dink aan Dave ook wat vandag by die Hemelse Vader is. Maar hy het 'n gebed gebid wat ek vanoggend gehoor het. En gebid dat die dag dat die baptiste 'n kerk kry, dat dit op 'n wonderbaarlike manier sal wees. En ek wil vir julle net 'n getuienis daar bybring. Broer Saul is ook hierso. En 'n paar mense sien ook wat die dag by die kerkraadsvergadering daar was. Gewoonlik as mense praat, dan praat mens die baptiste of die AGS. Die aand toe ons hieroor gepraat het, is daar iets wat my baie getref het en wat my baie opgewonde gemaak het oor ons kerkraad. Dit was nie meer die baptiste nie. Dit was broers en susters. Die taal het verander. En dit sê vir my, die hart was daar. Dit was nie van hulle nie. Dis ons. En dis dieselfde Here. So
vanaf die NG Kerk wil ek net vir julle as baptiste ook sê, julle is ons broers, julle is ons susters, en ons is opgewonde om saam met julle te werk. Ek wil net vir jou dit lees, en dan gaan ek vir my kollega oorgee. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. As ons saam bid, dan bid ons eintlik Jesus se gebed in Johannes 17. Jesus se hart van die begin af was eenheid. Eenheid met hom, eenheid met mekaar, en sy hart van mense. Daarom sy gebed ook gesê, Here, ek bid nie net vir die disippels, maar ek bid vir elkeen wat Here hulle tot geloof in U sal bring. Hemelse Vader, ons kan maar net amen sê op U gebed. U is die God wat die wonder kom doen om vir mense in die eerste plek te laat besef, ons het U nodig. Wat vir ons die voorreg gee van die lewe saam met U. Die lewe van oorvloed en die voorreg om dit te kan deel. Here, dankie dat in hierdie tyd van 'n wêreld wat so de mekaar is, soveel haat, soveel kampe, soveel seer, Here, dat ons net telke maal net verstom staan op wie U is. En Here, dankie dat ons dit ook kan sien as U ook vir ons as die kinders hart gee vir mekaar. En Here, wat 'n voorreg om ook vanoggend hier saam met die Baptiste gemeente te kan wees. Karel J en die hele gemeente. En Here, dat U ons bederf en ons het nou hoor al die dankies. Here, ons het eintlik niks aan mekaar te gee nie. Het is U geskenk aan ons van begin af. Ons verdien niks nie. Dankie dat U ons so bederf en dat ons saam kan deel in die bederf wat U doen. Ek bid vir die gemeente. Ek bid vir elke kind van U in hierdie gemeente, Here. Mag hulle lig so helder skyn, Here, want die oes is groot. En mag die honger wat op by mense is geantwoord word omdat daar ligte is wat helder skyn in hierdie tyd. Here, ons kan midde in hierdie teer mekaar tyd kan ons vorentoe kyk met opgewondenheid. Want ons aanbid en dien 'n lewende Here. Here, aan U al die eer volg. Ons loof en ons prys. Amen. Die koor gaan sing en ons gaan saam sing as ek dit reg het. Die oorwinningslied. Kom ons sing hartlik saam. Almal sing saam, hè?
Die Here is voor ons om vir ons die pad te wys die toekoms in. Die Here kom staan agter ons om ons te bewaar van die brandpyle van die bose. Die Here staan langs ons om vir ons 'n vriend te wees. Die Here kom staan onder ons om ons te dra as ons val. Die Here is bo ons om ons te seën. Die Here is deur sy Heilige Gees binne in ons om vir ons leiding te gee, ons te vertroos en te versterk. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly wat vir ons Here lief is. Amen.